En dit is Vrydagoggend in die mooiste Klein Karoo, lekker vars hier aan ons kant. En jy is ingeskakel by Vroue wat Voorloop saam met my Suzette Smit, net hier op Radio Klein Karoo. En natuurlik soos altyd 'n baie spesiale gas. Vroue wat Voorloop word moontlik gemaak deur Maddie's Bridal Nest en hulle is geleë in Volmoed net hier buitekant Oudtshoorn. Maddie's Bridal Nest is 'n moed om te besoek as jy op soek is na daardie droom, trou of aantrok vir die een geleentheid wat jy onvergeetlik wil maak. En natuurlik bied hulle uitstekende kliëntediens altyd teen die beste en die mees spesiale pryse. Nou, wat vandag se Vroue wat Voorloop so spesiaal maak, is dat Maddie's Bridal Nest borg Vroue wat Voorloop. Maar ek is ook bevoorreg om die eienaar, die vrou, die voorloper agter Maddie's hier langs my in die ateljee te hê, Madeleine. baie welkom en weer eens baie dankie vir wat jy vir Vroue wat Voorloop doen en vir Radio Klein Karoo. En dis 'n ongelooflike voorreg om hierdie mooi, stunning vrou te ontmoet. Hoe gaan dit met jou vanoggend? Baie goed met jou, Suzette. Goed, was Volmoed ook so bietjie vars soos wat Oudtshoorn. Hy is altyd varser as Oudtshoorn. Koud. Maar ek wil gou by jou hoor, Madeleine, ek wil by jou hoor, Volmoed vir ons luisteraars wat nou van buite af inskakel. So dis Oudtshoorn en dan hoe ver is Volmoed van Oudtshoorn af? Volmoed is plus minus so 18 km uit die dorp uit en hy is op die Volmoed Groenheim afdraaipad. En dan kry jy Volmoed waar La Plume sit en as jy verder aanry Armhoed, dit is nou waar Maddie's Bridal Nest geleë is. Okay, ek sien. So daar het ons luisteraars dit vir al ons mense in Oudtshoorn as julle vir Madeleine wil gaan kuier. Madeleine, Maddie's Bridal Nest, waar het alles begin? Ek dink nie jy's vir 'n kort rukkie in hierdie bedryf nie, ek dink jy's al 'n hele ruk in die bedryf. Ja. Hoe het alles begin? Man, jare terug het ek 'n besigheid gehad wat catering en troues gedoen het. Baie jong ouderdom en ek moes dit bietjie op sy skuif om kindertjies groot te maak en te kom waar ek is vandag. En toe kry ek 'n geleentheid 'n jaar terug om letterlik in die COVID-tyd my droom weer te bewaarheid. So ek het die kans gegryp en ek het letterlik die geleentheid gevat om dit 'n passie te maak en weer 'n liefde te gee, want dit is vir my graag dat ek vrouens wil laat goed voel en dat goed lyk en dis my droom. So, En ek is mal oor die feit dat jy sê in COVID-tyd, want daar's so baie mense wat in COVID-tyd 'n besigheid begin het of 'n besigheid weer van voor af opgebou het of dinge anders te gedoen het. ja. Bring my gou terug na COVID-tyd. COVID-tyd was baie moeilik geweest. Kyk, dit het eintlik gekom wees die feit, my man kon nie terug gaan werk toe nie, so ek het nou maar 'n bol in die kop gekry en gesê, weet jy wat, kom ons probeer iets. Ons moet iets probeer, want mens moet eet. Jy weet, almal moet leef, so op die einde van die dag het ek 'n kans gevat en hy het goed gewerk. Ja. Maar ek moet vir ons luisteraars sê, Madeleine is hierdie tipiese go-getter, vol energie persoonlikheid. So Madeleine, ek is seker van jy sal op Pofadder gaan sit en jy sal in die middel van die winter roomys verkoop en jy sal goed doen. Nou regtig, ek het dit gedoen. Wat Ek was daar in die skool. Jy jok, Hoërskool Boesmanland, ja. Pofadder. Pofadder, ja. Regtig, Yes. so, waar het jy groot geword? Man, ek is eintlik all over the shouts gebore Transvaaler, wat nie my wêreld is nie, maar ek is na Makwaland, Weskus, Karoo, oral, ja. En waar was dit vir jou die lekkerste? Wel, vir my was dit die lekkerste, Weskus, maar ek gaan nie kla oor Oudtshoorn nie. Is Weskus miskien dalk die mense? Is dit die manier hoe jy daar groot geraak het? Ek sal nie sê die mense is seker, maar hulle is nice. Dit gaan vir my oor die kreef, die lekker kreef. Die lekker kreef. En Madeleine, Maddie's Bridal Nest, wat bied julle vir julle kliënte? Wel, ons bied vir ons kliënte net die beste diens en my kliënte is my prioriteit. Die hele insig vir my is om vir hulle droomrok te gee en hulle te laat glo in hulle self en spesiaal te laat voel, want ek voel elke vrou is pragtig op haar eie manier. So dit is vir my belangrik om seker te maak sy voel goed in haarself en dat sy 'n droom het vir haarself en dit bewaarheid. En sal jy baie keer, kom ons sê ek ben nou ek gaan nou trou en ek moet 'n trourok kry en ek kom by jou aan want jy verhuur. Yes.
wat ek dink amper 'n beter opsie is as om een te koop, want dis O ja, natuurlijk, verskriklik want ek duur. meen, jy koop 'n rok en hy hang in 'n kas vir die res van jou lewe en hy baat jou niks verder nie. Waar as jy 'n rok verhuur, dan kry jy hom teen 'n kwart van die prys en as jy klaar is met hom kan jy hom altyd net Kan jy hom teruggee. teruggee. Ja. So van trourokke gepraat, ek wil vir jou dit vertel. Myne wat ek nou jare terug aangetrek het of gedra het, het ek op 'n stadium, glo dit of nie, so 'n paar jaar terug nog in hom ingepas. Die skoene wat ek is in nommer 5, het hulle daai tyd ook met die materiaal oorgetrek vir my. So die rok het gepas. Ek dink nie na COVID en lockdown gaan hy meer pas nie. Ek dink nie sy gaan oor my heupe kom nie. Die skoene snaaks genoeg. Dis 'n 5. Ek dra 5. Ja. En my voet wou nie in die skoen ingaan nie. Dit is Maar ja, snaaks, dis waar wat jy sê, dan daar sit jy met 'n rok. wat jy nie weer gaan gebruik nie en of jy weer in hom gaan pas soos jy sê. Ja. Ek meen mense liggaam verander soos jou ouer rok, so jy kan ook nie verwag as jy op die ouderdom van 20 trou om op die ouderdom van 40 en daai selfe mooi rokkie in te kom nie. So ja, En ek dink modes verander, style verander. Baie. Okay, so daar stap 'n bruid by jou in of 'n toekomstige bruid by jou in. Hoe weet jy hoe maak jy met haar? Sien, ek dink jy kom jy's in hierdie bedryf al so lank. Sien jy hierdie bruid en weet dat hierdie en daardie rok gaan haar pas of sit jy eers en konsulteer met haar? Hoe gaan julle te werk? Ek sit eers 'n ruk en konsulteer met hom om te kyk wat haar styl is, haar kleur is, waarvan sy nie hou nie. En dan begin ons van daar werk, maar dan het ek al klaar konsep in my kop van wat ek weet vir haar gaan werk. Maar sy het byvoorbeeld, ek het nou enetjie gehad wat my onlangs kom sien het. Sy het letterlik net 'n plain vloerse rok gesoek wat letterlik dal en dood is. En ek kon haar nie so sien nie, want sy is die bright star, sy het haar oogglinster, sy is die mooiste girl wat ek gesien het in 'n lang tyd, en ek het net besluit, nee, dit gaan nie werk nie, kies jy nou maar wat jy wil aanpas, en dan gee ek vir jou wat ek jou in sien. En na regte sy 2 aangepas wat sy gekies het, en dit het nie vol gewerk nie, en die een wat ek vir ingegee het, het sy eventueel gekies, so dit is waar ons gaan trou. Ja, sien, maar dit is hoekom jy in die bedryf is. Ja. Ek glo nie jy sou daar gewees het as jy nie 'n oog vir daai fynere detail gehad. Natuurlijk, ja. En ek dink jy wat uit die events industrie uitkom, weet ook Ja. hoe belangrik is detail in daai finale produk. Absoluut. Ja. Madeleine, en dan het jy nog altyd 'n voorliefde vir, want 'n trourok dis mooi. Jy's mooi aangetrek, jy lyk pragtig. 'n Aandrok jy lyk beautiful. Het jy nog altyd 'n voorliefde vir mode gehad of wat het jou in hierdie bedryf laat inkom? Weet jy, ek het nog altyd 'n liefde vir dit gehad. Eintlik wat my half inspireer het, is die feit dat ek my eerste trou nie in 'n trourok kon wees nie. En ek het geglo, kyk, as jong meisie droom jy mos maar altyd om in jou droom prinsesrok te staan met jou ridder op die wit perd, soos hulle sal sê. En ek het nie daai geleentheid gehad nie. En dit het my half inspireer om dit vir ander moontlik te maak. Dis mooi. So ja. Dis 'n mooi storie. Ja. En jou eie troudag, Madeleine? Wel, my eie troudag was absoluut gorgeous. Ek het al self gedoen, met die hand gemaak. En dit was die beste dag van my lewe, met die wonderlikste man van my lewe. So ja, ek kan nie kla oor daai nie. En as jy jou daai troudag nou weer moet oorkry, sal jy vir jou 'n ander rokkie, sou jy dit anders te doen? Definitief, want ek kon nie my droomtrourok kry wat ek graag wou hê nie. En ja, ek sal definitief vintage, funky, want ek is baie out there, ek like anders te wees as ander mense. Nou net sê. So ja, ek like nie dieselfde old school stories. Ek wil nou net sê, Madeleine, en dan wil ek jou gou vra, as ek nou vir jou sou kyk hier, en ek tel jou persoonlikheid op, dan sien ek vir haar amper in hierdie, dit gaan nou weird klink, nee, maar hierdie funky bloedrooi rok, of hierdie funky Exactly what I ordered. swart rok, Yes. Omdat jy net so anders is. Ja. Nee, kyk, dit was actual my droom gewees om dit te kan doen. Ek het actual die rooi rok, snaaks noem, die rooi rok bestel, was hierdie massiewe groot rooi rok, maar dit was als hierdie vintage, het ek bestel van Oceaan af en uitgekom en hy is te klein gewees, toe moes terugstuur, en die tydspan tussenin was toe nou te min gewees. So toe moes ek nou maar gaan met die wit en die goud, wat ook beautiful was, maar as ek het kan oordoen, dan sal ek definitief daarin doen, maar ek sal lank voor die tyd reël. En Madeleine, laaste vraag voor ons musiekbreek neem, die wit oorspronklike trourok, is dit nog groot mode?
Ek sal nie sê dit is groot mode nie, daar is wel aanvraag op dit, maar die mense speel meer met kleur by, wat ons wel kan bied en doen, paar veranderinge. Ook wat 'n groot trend is by ons huidiglik is swart en wit, met patroon. Wow. En dis 'n groot aanvraag, champagne, rooi, blou, dit is soos ek sê, dis 'n total hit. Mense spring nie meer net vir wit nie, hulle voel net dit is vol, dis bleek, hulle wil uitstaan. Ek wil nou net sê, jy wil uitstaan. Ja, hulle wil uitstaan, hulle wil spesiaal voel, en soos ek sê, die glitz en die glam is nou maar vandag se vrouens waar dit gaan. Hulle wil goed lyk soos 'n prinses wees, en dit moet wees net oor hulle. Ja. En ek dink tye het so verander, dat ons al geleer het, jy moet out of the box dink, jy moet dinge anders te begin doen. Altyd. Marlene, dis baie lekker om jy in die ateljee te hê, baie dankie. Ek dink is tyd vir musiek, kom ons luister na 'n keuse van jou, en dit is Zac Brown, en hy sing Toes. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Well, a plane touched down just about 3 o'clock, and the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head, I was still in the baggage line. Concrete cars, oh, they own prison bars, like this life I'm living in. But the plane brought me farther, I'm surrounded by water, and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Adios and vaya con Dios. Yeah, I'm leaving GA. And if it weren't for tequila and pretty senoritas, I'd have no reason to stay. Adios and vaya con Dios. Yeah, I'm leaving GA. Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one, and grab my guitar and play. The 4 days flew by like a drunk Friday night as the summer drew to an end. They can't believe that I just couldn't leave, and I bid adieu to my friends. 'Cause my bartender, she's from the islands, her body's been kissed by the sun, and coconut replaces the smell of the bar, and I don't know if it's her or the rum. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Adios and vaya con Dios. A long way from GA. Yes, and all the muchachas, they call me Big Papa when I throw pesos their way. Adios and vaya con Dios. A long way from GA. Someone do me a favor and pour me some Jaeger, and I'll grab my guitar and play. Adios and vaya con Dios. Going home now to stay. The senoritas don't care when there's no dinero. Yeah, I got no money to stay. Adios and vaya con Dios. Going home now to stay. Just gonna prop up by the lake,
and put my ass in a lawn chair, toes in the clay. Not a worry in a world of PBR on the way. Life is good today. Life is good today. En ons is terug hier by Vroue wat Voorloop. Ons het geluister na Zac Brown se Toes. En ons gas in die ateljee is Madeleine van Maddie's Bridal Nest. Maddie's Bridal Nest is geleë net buitekant Oudtshoorn in Volmoed. En Madeleine en haar span bied vir jou die mooiste droom trourokke of aandrokke teen die beste prys en natuurlik die beste diens. Want hier is 'n vrou wat vol passie is vir wat sy doen. Madeleine, ek wil gou weer vra, jy's nou amper 10-12 jaar in die Klein Karoo. Ja. Dis Radio Klein Karoo. Ja. Wat het jy gevind? Wat doen die Klein Karoo vir jou? Wel, soos ek sê, die Klein Karoo is nie vir my soos die stede nie, ek kom van die stede af. En die Klein Karoo is my uniek, omdat hy die platste vloerse mense, die warmste mense met die mooiste harte, en natuurlik die sonsopkomst, die sonsondergangs, die sterre, die skoon lig, en natuurlik die natuur, die volstruise. So daar is so baie goed wat dit pragtig maak om hier te wees. Jy weet. Saam met die hitte in die somer en die koue in die winter. Ja, die hitte is bietjie onhanteerbaar, maar ag wat, daar so lang tyd wat 'n mens hier is ons al gewoon daaraan, hè. Mens raak gewoon daaraan. Ja, so ek moet sê dis maar jy kry nooit 'n plek waar alles perfek is. Nee, Ergens moet jy 'n sacrifice maak. Ja. En dit het ek besef veral met die hitte. Die koue kan jy nog lekker warm aantrek. Ja. Madeleine, jy's 'n go-getter. Jy sien baie kliënte, jy het baie kliënte, jy doen baie bemarking. En jou energie is net so borrelend. Hoe lyk 'n dag in Madeleine se lewe? Ek wonder of jy ooit slaap. Ek dink nie jy slaap nie. Baie min. Ek wil nou net sê. Ek moet regtig iets doen omtrent, want ek slaap baie min, maar dit is reg. Nee, my dag is gewoonlik baie besig. Ek is nie 'n persoon wat kan stil sit nie, soos jy nou gesê het. Ek is avontuurlustig. Ek is kreatief. So as ek basically nie my kliënte het vir die dag, is dit my afdaggie. Ek like kook en bak. Dis ook 'n groot passie van my. Baie lief daarvoor. En as dit te warm is die dag voor die stoof, dan is ek altyd buite. En as daar 'n voltak lê, dan sal Madeleine 'n idee kry om daai voltak met haar hande mooi te maak. En dit word baie keer gebruik vir troues. Dis actually amazing. My vorige fotoshoots wat ek gedoen het met my bruide, al die rykers het ek per hand gemaak en is al fake. Dit het nie fake gelyk nie. Wow, So, ja. so jy is baie kreatief. Ja. Maar kreatiewe brein skakel nie altyd af nie. Glad nie. En hoe deel jy daarmee? Ek weet nie, ek dink partykeer met my man net so van die kant af verslaan gee dat ek net kan slaap. Madeleine, en nou wil ek ook by jou hoor, ek weet, jy sit verskriklik baie moeite in bemarking in. Hoe belangrik is bemarking vir enige besigheid? Ek dink bemarking is baie belangrik. Kyk, want as jy nie bemark nie, gaan mense nie van jou weet nie. So dan gaan jy nie voete in jou deur hê nie en jy gaan nie kliënte hê nie. So op die einde van die dag is dis baie belangrik. Ek sê altyd adverteer. Jy sal ook aanhou moet doen wat jy doen om te bereik wat jy wil bereik. Jy weet, op die einde van die dag is as jy nie druk vir die lewe nie, gaan die lewe jou terugdruk en waar gaan jy sit? So dit is basically jy moet gaan soek wat jy soek en jy moet gaan kry wat jy wil hê. En nou dat ons uit COVID uit is, dit was my nou die dag so snaaks geweest, ons ewe skielik die maskers is weg, die venues is vol, dis awesome, maar dit was asof my brein vir my gesê het, okay, ergens is hier 'n baie groot gap, jy weet, een dag het ons nog sonder maskers geloop en die volgende dag, maar ek moet vir jou bysê, ek sê dit altyd en ek het dit op vorige paar onderhoude gevra en gesê, COVID het sy nadele gehad, maar het baie voordele gehad. Ja. En ek dink vir al wat besigheid aanbetref is, enige mens kan 'n sukses van enigiets maak. Maar jy moet 'n passie hê vir wat jy doen. Absoluut, ja. En jy moet in die oggende jy kan opstaan en sê, "Sjoe, ek kan nie wag om my eerste toekomstige bruid hier binnekant te hê en vir haar te help en haar rok te kies en vir haar mooi te laat lyk of my matriekafskeid meisie of Nee, dis definitief, ja. 'n passie en harde werk. En Madeleine, wanneer tye moeilik is, hoe bly jy positief? Soms sukkel dit 'n bietjie, maar ek het 'n wonderlike man wat my aandryf en glo in my en my passie is en my sê ek kan en
hou aan droom, hou aan veg, hou aan beklei. So ja, nee, ek gaan lê nie maklik nie, ek gee nie maklik op nie, so wanneer dit 'n down dag is, dan sal ek 'n plan maak om dit 'n opdag te maak weer vir myself. Nee, ja. Mens moet. En hoe oud is jou kinders? Jy het 2 kinders. Ja, my jongste is 16 en my oudste is 21. Lekker. En wat is jou man se naam? Christo, Radio Klein Karoo wil net vir jou vanoggend sê, baie dankie vir al jou support. Ons is so dankbaar vir Madeleine hier in Oudtshoorn, wat jou een stop teen die beste pryse, pragtige plek is waar jy daai droomtrou of aandrok kan gaan kies by Maddie's Bridal Nest. Maar, Madeleine, jy het ook 'n baie goeie hart. Te goed party daar, ja. En ek wil eintlik vir jou komplimenteer daaroor, want daar's my niks so mooi soos iemand wat 'n goeie hart het en 'n omgee hart het vir sy medemens. En vroeër toe ons voor ons reggemaak het vir die onderhoud, het jy vir ons vertel van 'n storie van 'n oom in Calitzdorp. Ek wil hê jy moet met ons luisteraars deel. Ja, dit was, op Facebook was daar 'n oomie wat 'n comment gesit het en gevra het of enige iemand hom net kan help met R10 se krag, want hy kan nie eens 'n koppie koffie maak nie. En so die mense gekom en daar was baie mense wat hom krag gesponsor het, en intussen het ek vir hom gevra namens Maddie's Bridal Nest, wat kan ek doen om vir hom 'n verskil te maak? Wat het hy nodig? En hy het gekom en toiletries en kos en 'n warm kombers sal hom baie help, en ek het vir hom gevra om net sy adres vir my deur te stuur. Hy het hom deurgestuur en ek het die volgende dag vir hom groceries gaan koop, vir hom kombers en goed gevat. Hy bly wel in die hartjie van die lokasie in Calitzdorp, want hy het geen ander heenkome nie. Baie aardig, maar dit is sy huis, dit is waar hy bly. En hy was geweldig bly oor alles wat ek vir hom gevat het. Al was actually ook 'n tannie wat koppies en klere geskenk het, waar hy baie dankbaar was. En op die einde van die dag was daar net 'n comment teruggesit op die groep om vir die mense te sê, luister, die oomie het nou kos gekry, hy is warm, hy slaap lekker vanaand. Daar was mense wat wel snaakse comments gehad het. Altyd. Wat glad nie plorig was nie, maar eintlik wat die storie so goed maak is, na dit gebeur het iemand my gekontak op Messenger, en dis familie wat hom soek al vir soveel jare. Wow. So ja, hulle beplan nou om die oomie te gaan haal in Calitzdorp en om te kyk tot die dag wat hy sy kop neerlê. So vir my is dit een van die beste seëninge wat in my lewe kon gebeur het. Dit is so 'n pragtige storie, Madeleine. So pragtig, en die feit dat jy weet, ek sê altyd, ek dink nie, soos ek sê, ek dink nie ons besef hoe baie mense is daar buite wat regtig swaar kry nie. Ja. En dit maak nie van jou 'n slegter mens as om 'n brood te gaan koop en dit dalk net vir iemand te gee nie. Ja, dis definitief. Kyk, soos ek nou vir jou gesê het, ons kan nie almal help nie. Nee. Maar as 'n mens kan, en jy kan net 'n verskil maak in een persoon se lewe, why not? Ja. Ja. En Madeleine, jou kinders, wat sal jou raad altyd aan hulle wees, as hulle vorentoe wil gaan en 'n besigheid begin? Ek sê altyd vir my kinders, hou aan droom, glo in wat jy wil hê, druk die lewe, as hy druk terug, en beklei. Hou moenie ophou droom nie, hou aan. Jou passie, jou drome kom, maar dit is harde werk. Niks is verniet in die lewe nie, mens moet hard werk. So ja, en glo net in jouself. Glo net in jouself, dit is die belangrikste. Dis die belangrikste van alles. So, ek wil gou teruggaan. Wat was jou heel eerste besigheidsgewys? Jy was in events gewees. So, wat was jou heel eerste event wat jy gedoen het, toe jy begin het met besigheid? Kan jy onthou? My heel eerste event, dit was actueel 'n saal opmaak en troues doen, fisies, of 'n troue doen, fisies. Maar baie klein, en toe nou die catering agterna, jy weet. So, dit was baie stresvol, maar dit het super amazing uitgewerk. En die troue was waar? In Port Elizabeth. In Port Elizabeth. Ja. Jy wat dan van 'n Namakoland se wêreld afkom, het nog nie 'n troue daar gaan doen nie. Nee, maar ek sal love om 'n troue daar te doen, veral met blommetyd. Ooh, dit sal so mooi wees. So, vir ons luisteraars wat dalk uit in Namakoland uitluister, en daar's 'n jong meisie wat gaan trou, Madeleine van Maddie's Bridal Nest. Sy is bereid om met haar motor te ry tot daar, en vir jou verskeidenheid rokke te vat, nee Madeleine? Ja, met liefde. En sy kan kies. Ja. En jy maak dit absoluut vir haar perfek daar tussen die blomme. Awesome, dit sal super wees. Awesome.
Madeleine, tyd vir musiek en weer eens is hierdie een van jou keuses en dit is Tennessee Whiskey. Kom ons luister. Used to spend my nights out in ballroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay strong on your love all the time. I've looked for love in all the same old places. Found the bottom of the bottle's always dry. But when you poured out your heart, I didn't waste it. 'Cause there's nothing like your love to get me high. And you're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay strong on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay strong on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. En ons is terug hier by Vrou wat voorloop. Dis Vrydag in die Klein Karoo, die mooiste Klein Karoo.
En ons is baie positief vandag want ons het krag hier in die ateljee. So vir die van julle wat ook so gefrustreerd is met die load shedding, steek maar 'n kersie op en gooi maar 'n lekker glas soetwyn waar jy ook al is of 1 of 2 bottels wyn. Ek dink dis maar die beste wat ons daardeur gaan kom. Madeleine, wat doen jy as die krag afgaan? Ek is buite in my tuin. Okay. En as dit donker is dan loop jy met 'n klein flitsiekie daar rond. Nee, wat, ek sit in die donker. Sit in die donker. Ek geniet die sterre. Geniet die sterre en tel jou. Ek moet sê Madeleine, ons is eintlik so bevoorreg hier in die Klein Karoo weer eens. Want in die stad gaan die krag af, maar jy kan nie sterre sien nie. Sien nie, exactly. Ons En het jy, soveel mooi buite. ja, en dan soos gisterand het ons 'n vuur aangesteek buitekant en vleis gebraai en daai vars lig Dis amazing. en die sterre. Madeleine, vir jy's 'n vrou in besigheid, jy's al jare in besigheid. Vir enige vrou wat ingeskakel is, wat of 'n besigheid het of 'n besigheid wil begin of nou net onlangs begin het. Wat se raad sal jy vir hulle gee? Wel, ek sal sê, hou en glo in jou droom. Veg vir wat jy wil hê. Soos ek sal sê, druk die lewe terug as hy hard druk hom harder terug. En soos ek sê, veg hard. Ek meen, werk hard, veg hard. En soos ek vir almal altyd sê, ek het 2 motto's in die lewe. Die eerste motto is ek sê altyd vir almal, God ry op 'n donkie en jy ry op 'n resiesperd. Nou klim van daai resiesperd af en gaan loop saam met God met daai donkie. Wat dit eintlik beteken is, jou tyd en sy tyd is dieselfde tyd nie. So ons kom dis wanneer so dit mooi. die regte tyd is. Dan het ek ook 'n ander motto wat ek vir mense sê is verskoon my Engels is quit never win and win is never quit. So never give up, hou aan glo in jou droom en dit sal eventueel word. Dis baie waar. Ja. Ek dink saam met dit met ons besef dat jy weet jou pad is vir jou klaar uitgelê. Yes. Soms wil jy dit nou op jou tyd hê, Jy kan nie altyd. maar jy kan nie altyd nie, maar solank as wat jy weer eens 'n passie het vir wat jy doen. En jy moet jouself in Engels sê hulle differentiate. Ja. En ek dink daar Madeleine kan 'n mens so baie doen as dit by kliëntediens kom. Ja. En ek vind dit in die platteland altyd vir my so lekker. In die stad, ja, daar's diens, maar ek gee vir jou 'n koppie koffie. Ja. Okay, betaal gaan. Hier kry jy 'n koppie 'n cappuccino wat al vir jou gesê word, soos dit is met liefde vir jou gemaak. Ja. Of ek stap in en my cappuccino staan klaar reg. So dis klein goedjies wat 'n mens soms net met opmerk of onthou jou kliënte, Ja. verwelkom hulle terug, woorde wat jy gebruik. Ag, dit is eintlik as jy dit so vat, dis so lekker. Ja. Dis so lekker. En om iemand se dag spesiaal te maak. Madeleine, en dan weer eens, ek vra die vraag weer. Jy gebruik Radio Klein Karoo se Facebook page en jy borg vroue wat voorloop. Wanneer 'n mens daai investering maak rondom bemarking op sosiale media, Ja. wat was jou ondervinding daarvan? Kyk, vir my is dit so die moeite So dis absoluut 'n aanwinst vir my en ek moet sê Radio Klein Karoo doen 'n fantastiese werk wat dit aanbetref. So dis net winsgewend vir al twee kante. Dan sê jy weet mense is soms baie traag om te sê ek gaan R500 uithaal en 'n advertensie hardloop op radio. Maar as jy dit nie probeer nie, gaan jy nie weet hoeveel reaches jy gaan kry nie of Precies. hoeveel mense. Daar's ergens dalk net iemand wat dit moet raak sien. Presies, en soos ek sê, Radio Klein Karoo het al baie kliënte vir my ingebring. So vir my is dit druppel in die emmer om te sê dankie vir wat hulle doen vir my. So ek kan nie kla oor dit. Sê, so aan ons luisteraars daar buite vra sit, probeer dit. En dit kan dalk net 'n deur vir jou oopmaak. As 'n mens nie probeer nie, sal jy nooit weet nie. So baie dankie Madeleine dat jy vroue wat voorloop is borg. Dit is net met baie liefde. Baie en plesier. geëerd. Ek gaan definitief eendag uitry vol met toe Madeleine, laat die somer nou net eers kom. Jy is welkom. En dan gaan ek in een van daai mooiste aandrokke van jou inklim.
en dan ateljee toe kom en dan sal ek sorg dat Dani sy kamera het om. Ek is super Laat ek ook mooi lyk. Laat ek ook mooi lyk. Maar jy moet weet, elke kliënt wat inkom en gas wat inkom kry 'n toffel met sy watertjies en sy blommetjies en sy champagne en snackies. So jy gaan eers bedaar word voordat jy daai ene kry, né? Oh, lekker. Ja, en jy het vroeër ook genoem toe ons gesels het met die musiekbreek, het jy gesê 'n bruid hier haar rok, maar dan daar's baie keer 'n ekstraatjie wat jy bysit Yes. by die prys. Ja, kyk ek vir hier ook veils, tiaras, shawls, jou hoepels wat jy onder jou rok het. Ek het evens skoene wat ek vier, ek het hangertjies, ek het oorbelle. Maar wat ek baie keer doen is as ek sien die bruid se sak is net so groot en sy kan net soveel bekostig, dan is ek maar goedhartig en ek plaas van die goedjies verniet by vir die bruid. So ja, dit help ook geweldig baie. Maar dis hoekom jy so geseën word, Madeleine. Ag, dankie man. Dis hoekom jy so geseën word, want jy het 'n baie mooi hart. Ag, dankie man. Ek wil by jou hoor, wat is die grootste lewensles wat jy geleer het? Die grootste lewensles. Of lewenslesse? Sal ek sê, moet nooit opgee nie. Net, moenie opgee nie, moenie gaan lê nie. Ek sê altyd vir myself, Madeleine, jy sit in 'n gat, lig jouself uit 'n gat uit, want niemand gaan jou uit daai gat uit lig nie. En ja, walk the walk. Ek meen, die lewe is maar taaf op ons almal. Maar as 'n mens ander beklei en staan vir wat jy voel is reg en jou drome en wat jy wil hê, ja, dan kan jy kom waar jy wil wees. Dis baie waar. Ja. Dis baie waar. Ek onthou toe ek jare terug my eie besigheid begin het ek het regtig begin met geen geld nie. Niks, zero. En dit maak moeilik, nee. Ja, maar ek was so gedryf geweest en ek het so groot passie gehad en ek het regtig 24/7 gewerk. En ek sê altyd vir mense, niks is onmoontlik nie. Jy hou aan en jy môre gee jy 10 tree. Yes. Oormôre gee jy 20 tree. Ja. Vandag bel jy 5 kliënte, maar môre bel jy 6 kliënte. Oormôre bel jy 10 kliënte. Dit is hoe graag wil jy dit hê? Ja. Maak dit werk en Yes. jy is die enigste een wat dit kan maak werk. Ja. En die wêreld daar buite soek daai suksesresepte. Ja. Hulle wil jy inspireer my vandag. So baie. Ja, jy moet eintlik deur jou aksies 'n inspirasie wees vir iemand anders. Nee, dit is definitief. So vir elke vrou wat ingeskakel is en luister en wat haar besigheid het, vat 'n papier en sê, okay, wat doen ek verkeerd? Wat moet ek reg doen? Wat gaan ek môre doen of vanmiddag doen wat my besigheid vorentoe kan dryf? Ja, dis definitief. Soos ek sê, jy moet jou ups en jou downs mos nou maar gaan opweeg. En dan kyk jy, wat werk jy daar nie, en daai wat jy daar werk nie, gaan sit jy op jou positiewe lys en verander dit, net 'n bietjie, en kyk of dit nie anders te werk nie. En moet ook nooit jou suksesse vergeet nie. Nooit, nee. Ons is baie keer geneig om op ons foute te fokus. Ja. Of ag, dit gaan nie goed nie, of hy is swaar, of daai tipe van ding. Maar dink terug, vat jouself terug na die goeie tye. Maar dit is die ding, jy weet, tye wanneer ek so raak, wat ek bietjie negatief raak, dan het ek my man agter my wat vir my sê, my skat, kyk waar het jy begin, en kyk waar is jy vandag. So, daar is baie min wat so groot en so vinnig suksesvol geraak het in so kort tydjie. So, ja, ek is super trots daarop, en soos ek sê, mens moet maar net nie vergeet, soos jy sê, waar jy vandaan kom, wie jy is en wat jy wil doen nie. Ja. Ja. En daai ondersteuningsnetwerk wat jy het. Ja, natuurlijk, dit help verskriklik. Glo vas, kry net positiewe, inspirerende mense om jou, en daai dooie hout sny hulle uit. Ja, definitief, ja. Want daar is mense wat regtig niks doen nie, of wil doen nie, en hulle sal altyd vir jou sê, Jene Madeleine, jy weet, jy vir hier trourokke in die Klein Karoo, dink jy gaan ooit geld maak? Nee, ek kry dit vreeslik baie hoor. Ek het 'n trourok actually in my studio, wat ek aangekoop het. En actually is dit een van my beste foto's wat ek laat neem het op die strand, met my fotoshoots, met die goue rok. En die mense het daai rok so gekritiseer. En nou is daai rok die beste hit in die hele studio. Nice. En dis weird, nee, ja. daai rok het. En ek het vir baie mense gesê, kyk daai rok, Ja. julle gaan nog spyt wees, julle sê dit goed. Ja. En julle kan almal op my foto's gaan kyk op my Facebookblad. Dis absoluut gorgeous. Madeleine, terwyl ons nou so praat, sê gou, nommer 1 is jou nommer, gee jou nommer vir mense om jou te kontak. My nommer is 072 66 14182. En jou Facebook page?
Hulle kan net gaan op Maddie's Bridal Nest op my Facebook page en hulle kan daar gaan loer na al die fotootjies en al die goedjies wat ons nou al gedoen het tot dusver toe. En ja, Dis reg, of jy kan Radio Klein Karoo se Facebook page follow, met Madeleine adverteer op Radio Klein Karoo se Facebook page ook. Madeleine, wie het die grootste invloed op jou lewe gehad? Wie, is dit 1 persoon, 2 persone, was dit 'n oomblik in jou lewe? ek het actual 3 persone. Eerstens, dis goed, want goed laat my elke dag met 'n gesonde liggaam opstaan en 'n verfrissende gedagte en 'n brein. Tweedens is my ouers, wat my geleer het, niks in die lewe is maklik nie, maar dit is moontlik. Derdens my man, wat my leer om vas te byt en my by te staan en in my te glo en my te druk vir die beste weergawe mensgewys wat ek kan wees. So, ja, dis maar my inspirasie in die lewe. Dis wonderlik, en ek wil nie gou-gou vir jou terugvat, toe jy klein dogtertjie was, by jou ouers, wat 'n groot rol in jou lewe gespeel het. Wat was vir jou spesiaal as jy so met terugdink? Jare terug, daai klein Madeleine wat met haar kaalvoetjies na Makwaland, nee, is waar jy groot geraak het. Ja, soort van, ja. Soort van met jou kaalvoetjies daar rondgehardloop het. Wat is dit van jou ouers wat jy onthou? Die lekkerste tye was altyd die kamp en speeltye. My pa was nie 'n naweek by die huis nie, so ons het elke naweek gaan kamp en visvang. Hulle het ons nie baie geld gehad nie. Daar was altyd vir ons moeite gedoen om ons weg te vat en familietyd te hê. So ek sal sê die vereniging as familie om by mekaar te wees as die ouers nie werk nie. So dit was vir my awesome. Ag, lekker, dis lekker. Madeleine, ons het nou so lekker gesels vanoggend. Ek kan nie glo dis klaar, die onderhoud is verby nie. Ek gaan nou eers 'n koppie koffie met jou drink hierna, want ek en jy is maar besig, lekker besigheid kan gesels. Maar van Radio Klein Karoo se kant af wil ons vir jou sê weer eens baie dankie vir vroue wat voorloop wat jy moontlik maak. En ons wil vir jou net sukses en voorspoed toewens vir Maddie's Bridal Nest. En vir Madeleine die mens, net geluk en liefde, en mag jy aanhou om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Mag jy nooit vergeet dat daai koffie en daai kombersie wat jy weggeneem het, vir een man iets beteken het, dat hy sy oë kon toemaak en sê, dankie Here dat jy hierdie vrou na my toe gestuur het. So ons wil vir jou net sukses toewens, en baie dankie vir jou tyd vandag. Was so lekker om haar in die ateljee te hê, met al haar positiewe energie. Is daar ietsie laastens wat jy vir al die luisteraars wil sê? Geniet die lewe. Wees vrolik en moenie te koud kry nie. Daar sê, geniet die lewe, moenie koud kry nie, as die krag afgaan, steek 'n kersie aan. En ons sluit af. Kom ons luister na nog 'n keuse van Madeleine, en dit is Hold My Hand van Lady Gaga. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So bright tonight, but don't you let go of my hand. You can cry every last tear. I won't leave till I understand. Promise me, just hold my hand. Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered, let God whisper